You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Some that I've broken, but I swear in the days still left we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Ooh. Since those summer days among the fields of barley. Dames en here, baie welkom by die glansbruilof van Chris en Lise. Ek sal graag almal regop staan en vir meneer en mevrou Greiling 'n hartlike welkom hier. Okay, julle soos ek gesê het, baie welkom vanaand hierso. Ek is Norman, ek hoor vandag ek's 'n MC. Ek weet nie goed waar MC staan nie. Ek glo staan vir die mynkonyn, maar toe hoor ek dis ek weet nog steeds eintlik waarvoor staan. My vrou het my redelik ernstig gedreig op die bus af hiernatoe
van Windhoek af, dat ek nie moet grappies maak vanaand, hè. Toe dog ek vertel maar so 'n klein stalkie van ons trip af, van Windhoek af. En ons het 'n 24 uur bustrip gevat, en toe ons in Windhoek wegtrek aan 7 uur, toe drink ek 'n redelike substansiële dosis slaappille. En toe ek in die oggend 7 uur op die grens wakker word, toe staan daar so 'n besnorde polisieman langs my, wat my nou uitvat en hy het my so met die mou beet en hy sê vir my dat hulle het nou vermeende diamantsmokkelaars op die bus en dat ek nou een van hulle wat ondersoek moet word. En ek sit daarna as beskamertjie in en voor ek weet, moet ek al my klere uittrek en hulle bewys dat ek nie diamante op my lyf het nie. So het ek terug in die land ingekom. En ons is baie bly om my buksel se troue te wees. Volgende het ons die praatjies. Eerste gaan ek vorentoe roep vir Charles wat graag 'n huildering opstel op die ouers van die bruid. Goeienaand dames en here. My ma het gesê as ek enige sensitiewe sake aanraak, dan gaan ek onterf word. So ek sal dit nou maar nie so intens maak nie. Dis net my gevra om 'n paar woorde te sê oor ons ouers, want ek het gedink om net 'n paar van ons herinneringe te deel. En elke jaar is daar eintlik maar een groot gebeurtenis wat uitstaan, waarna ons uitsien. En dis ons Desember vakansie by Plettenberg Baai in 'n karavaan, saam met die ouers vir 'n hele maand. So dit kan nogal interessant raak. So net om vir julle te sê, min of meer, dit begin, dit is nou die inpak. My pa is gewoonlik 'n week voor die tyd al besig om al sy goed bymekaar te kry, vreeslike obsessiewe gedrag. Hy sien so uit, hy het 'n lys wat omtrent 3 bladsye lank is. Ek en Lisa pak so die vorige aand. Sy senuwees is natuurlik heeltemal gedaan. Volgende oggend moet ons 5 uur ry, al is dit net 500 km tot in Plet. Dit moet 5 uur wees. Ek en Lisa val weer aan die slaap, maar het vir ons gesorg met 'n ekstra kussing en 'n kombers. En uiteindelik is ons in Plettenberg Baai, slaan nou op en so aan. En dan van die volgende oggend begin die regte snaakse gedrag nou te gebeur. 5 uur die oggend gaan die wekker af. Dan spaar nou reg, jy weet hy gaan nou fietsry. Dit is vakansie, bygesê, maar ons moet oefen. So hy maak vir hom 'n lekker koppie koffie daar in die tent waar ons nou slaap. En hy gaan so 'n paar keer weer terug karavaan toe, hy vergeet 'n handskoen hier of 'n bril daar of so. So teen die tyd dat hy nou klaar is, dan is almal nou wakker en ons wonder nou, is die bure ook, ons hoop maar nie so nie, jy weet. So dan is pa nou weg, kom hy so terug na, jy so 9 uur se kant, want hy nou so 90 na 100 kilos gedoen. En dan wonder ek, hoe de hel hou mense bou dit, elke dag in en uit. Lisa slaap natuurlik nog. Ek is al bietjie wakker, so effens, maar sy slaap, die tent is so warm, maar jy kry haar nie wakker nie. Maar my pa het 'n goeie triek. Hy het so 'n trefferliedjie wat hy vir haar sing. En ek weet nie of julle hom sal ken nie, is maar 'n bietjie oud, maar hy gaan so, rise and slime, Sleepy Joe, there are places to go. So dan moet ons nou see toe, nou is ons op pad see toe, ons moet nou vroeg daar wees, baie belangrik, ons moet vroeg, voor die ander mense daar is, maar daar is nie baie plek nie, dit is nou vol en so. So, ons is aan die gang, ma is al vroeg wakker, sy kon nie weer aan die slaap raak nie, die toebroodjies is gemaak, en sy het al 'n bongel wasgoed deurgewerk, en so aan. Ons is almal aan die gang, ons is klaar, ons wag nou, waar's pa? Nee, pa is nou nog in die badkamer. Nee, alright, nee. Ek weet nou nie of almal hier hom baie goed ken nie, maar hy is baie geselserig. So, jy weet, daar is net te veel mense met wie hy kan praat in die badkamer. Hy kom nooit, jy weet, klaar nie. So, maar nou, ons is by die see. Nou, dit is nou baie laat. Dit is nou nie so goed nie, maar toe maar. En dan begin ons nou insettel. Ons soek nou 'n spot, jy weet. Kry nou die spot en pa begin dadelik 'n gat grawe daar in die sand. Jy weet, dis nou vir die sambreel. Maar jy weet, soos my vrou sê, dis omtrent die gat gaan omtrent na China toe. Jy weet, hy werk vir hom daar so. Sambreel is op, geen wind nie, maar hy staan stewig. En maar sy sorg dat ons moet nou gesmeer word en so aan. En of nou later moet ons dit nou obviously self doen. En dan gryp sy nou 'n boek. Sy gaan nou begin lees. Nou my pa, dan begin die groot sports nou.
begin hy nou uittrek, jy weet. So raak dit nou al hoe minder klere tot hy nou uiteindelik daar in sy speedo staan. So helder geel met lekker strepe, jy weet. Dit is hy's nogal beroemd. Daar's foto's wat in Johannesburg hier rond te doen van hom. Hey, in elk geval, nou ja toe, nou smeer hy die olie en so en hy maak vir hom so 'n lekker lêplek en daar raak hy in die slaap. Hy's nou lekker moeg van die fietsry. Raak in die slaap, ken val so 'n bietjie afwaarts. Jy weet, en so 'n minuut later dan begin die gesnorkery ook, maar jy weet, vir ons is dit nou nie vreemd nie. Ons gaan maar aan, jy weet. Mense om ons kyk so 'n bietjie, maar dis alright. Ma is net besig met die boeke, een na die ander. Jy weet, jy kry nie aandag nie. As jy sê maar hulle sê daar's 'n haai, ons mag nie gaan swem nie. Jy weet, sy kyk jy op, jy's net lees, gaan net aan. Totdat sy nou later, jy weet, nou ook nou maar 'n bietjie moeg raak en dan nou ook nou maar so 'n bietjie aan die slaap raak. So in elk geval. Dit is nou maar net so 'n kykie in die goeie tyd wat ons gehad het. En ek het nou besef vandat ek nou 'n bietjie uit die huis uit is, jy weet, ons het regtig, ek en Lise het regtig wonderlike ouers. En hulle het vir ons onder leiding van die Here gebring waar ons vandag is. So ek dink ons kan graag 'n glasie op hulle drink. Goed, volgende kan Arina asseblief ons vorentoe kom om vir ons 'n praatjie op die bruidegom se ouers te hou, asseblief. Hallo almal. Ek het nou ongelukkig nie 'n baie exciting story prepare om te vertel oor my ouers vanaand nie. Maar ek dink is 'n baie groot voorreg vir my om vanaand iets te kan sê oor my ouers. Ek is nie regtig 'n speech persoon nie. Ek het nie my pa se talent daarvoor gekry nie, maar ek staan hier voor, so ek moet nou my bes te probeer. Maar as ek met my ouers kan praat, kan ek regtig tot môreoggend toe praat. Ek dink die mense wat hulle goed ken sal regtig weet daar is baie om te sê. Maar ek het gedink daar's een punt wat ek wil uitbring, wat redelik van toepassing is op vanaand. En dit is vandat ek en Chris baie klein is, selfs van ons vriende, my ouers het so 'n groot voorbeeld vir ons gestel van hoe 'n huwelik moet wees. Hoe 'n man en 'n vrou vir mekaar moet lief hê en mekaar moet ondersteun en mekaar moet respekteer in 'n huwelik. En ek wil net vir hulle baie dankie sê vir die voorbeeld wat hulle gestel het en ekskuus my stem bewe. En vir regtig die lewensdingetjies, lessies wat hulle vir ons geleer het, wat hulle op daardie stadium nie eens bewus was van nie. Dis net regtig amazing. Hulle is die amazingste ouers en ons kan almal opstaan en op hulle 'n glasie klink. Volgende gaan ons vir Adrian hê om gou 'n praatjie op oor Chris en Lise te maak vir ons. Goeienaand almal, ek's Adrian Greiling. Ek is nie in die Greiling familie ingebore nie, maar ek het met die jare saam deel geraak in die familie. Ek het die voorreg gehad om 3 jaar saam met Chris te bly in die studentehuis, huis Greiling, toe ons nog saam geswat het. Nou, om bietjie 'n agtergrond te gee, Chris is die impulsiewe tipe mens, wat op die ingewing van die oomblik besluite sal neem en dikwels oordadig sal wees. En dan na die tyd sal hy net maar besef, hy het hom eintlik in 'n gat ingekry. En Lise is die meer rasionele denker en die rustige persoon. So die twee balanseer mekaar nogals goed uit. As julle 5 jaar terug sou sê die twee van hulle sou saam opeindig, sou ek dink baie van ons nogal skepties gewees het weens die bogenoemde redes. En Chris is 'n hoërskool Tygerberg man en Lise kom van DF Malan. En hulle sit glad nie dieselfde vuur nie. By Tygerberg sal heel moontlik 4 stig soos Chris gedoen het in die biblioteek. En by DF Malan sal daar nooit 'n vuur kom nie, want dit is te voorbeeldig. Maar gelukkig Lise is nie baie patrioties nie. So sy het mooi ingepas saam met Chris in die Tygerberg pen. Een ding wat ek van Chris kan sê is Chris is ou wat baie sleg lieg. Nou, Lise het nogal so fyn oog vir 'n goeie foto en sy het met haar gewone mik en druk en met Chris se effens fancier digitale kamera het sy baie mooi foto's geneem. En Chris besluit toe nee, hy moet nou vir sy vrou nou 'n ordentlike geskenk koop om vir haar op die honeymoon te gee dat sy nou surprised is en dat liefde mooi sal blom. So toe gaan impulsiewe Chris en hy gaan koop nou 'n fancy kamera vir Lise met meer as 'n maand se salaris werd is op sy kredietkaart. Maar Lise het ook 'n fyn oog op hulle finansies. En Lise kom so 'n week gelede agter maar hierso's nou baie geld missing. En sy vra vir Chris, waar is die geld? Waar was al jou geld? En Chris sê, nee man my liefie,
Die honeymoon, ek het die honeymoon betaal alles 100% afbetaal, ons skuld niks meer nie. Sy sê nee Chris, daar is te veel. Hy sê nee man, my ouers het nog geld gegee, hulle het nog nie inbetaal nie. En sy sê Chris, hulle het verlede week betaal. En Chris probeer alles, maar hy kom net nie daar uit en natuurlik sal Lise nou 'n klein opgevlamde vuur wees. En uiteindelik kom Bux met die storie uit dat hy nou vir haar kamera gekoop het. En toe sy nou eers baie kwaad en toe weer baie happy. Maar die waarheid het wel uitgekom. As ons teruggaan na die begin van Chris en Lise. Chris is 'n ou wat altyd gesê het hy soek 'n vrou wat kan klavier speel, wat sing soos 'n engel, wat glad nie make-up dra nie, nog steeds pragtig sal lyk. En ek dink hy het dit vanaand gevind. Lise, jy lyk baie mooi. Ons almal dink so. En Chris het toe hierdie oulike vroukie in die oog gekry, so in ons 3de jaar rond, maar in daardie stadium was sy nog deels in 'n verhouding en op pad uit 'n verhouding met 'n standheelkundige student van Springbok as ek reg onthou. En hulle bootjie, liefdesbootjie het op die rotse beland en daar's nie veel water in Springbok nie. Maar daarna was Chris nou ook nie die enigste prospekteerder nie. Daar was ook dan nou iemand anders, Dewald wat hier aan die voorpunt van tafel 3 sit. Hy het ook sy oogie gehad op Lise. Maar Dewald het bietjie geslymer en in sy slymer het hy nou die bus gemis en toe Chris nou maar die geleentheid geneem en 'n minder impulsiewe besluit. En Chris het toe, hy het lank vir my gevra voor hy nou met Lise begin uitgaan, maar wat is nou die regte timing? Nou dink hy, nee, hy sal haar gee tot Junie, want dan is dit nou 3 maande wat hulle twee nou uit is, dan sal nou genoeg tyd gewees vir hom oor die ouetjie te rou en dan is dit nou reg, dan kan hy nou in die bus spring. Maar Chris het 'n bietjie langer gevat en toe uiteindelik het hulle twee bymekaar gekom. Dat ek net my goed in die regte volgorde kry. Dis eintlik 'n wonderwerk dat Chris en Lise vandag saam is, want as julle weet hoe dit gegaan het op die eerste naweek wat hulle saam weg was. Chris en Lise saam met my en my vrou Tessa, ons het gaan kamp in die Cederberge en ons het lekker dinge gedoen en ons eendag gaan stap ons bietjie daar en ons vind 'n lekker pool en ons is nou hier in die pool, nou swem ons saam. En Chris voel maar hier's nou iets wat bietjie krap in sy neus, maar Chris dink ook nou nie 2 keer en sy impulsiefheid druk hy so dis gaan doen, hy skiet hom. En hier land het op Lise se linker skouer hierdie galletjie. En Chris lag hom in 'n mik en Lise is nou maar nog te skaam om regtig om tee te gaan, so sy sink maar net in die water laat hom afdryf weer. En die volgende dag gaan stap ons toe ook net weg, maar die fout wat hulle toe maak is die vroutjies maak toe eiers, hulle kook eiers. Maar hierdie eiers is nou 6 ure in die son en ons water het opgeraak amper toe ons daar bo kom by die omdraaipunt. Natuurlik is hierdie eier nie meer so heilsaam soos hy is as hy vars uit die hoender uitkom nie. So hulle twee eet hom toe. Lise eet en Tessa het ook geëet maar Lise het nogal 'n vinnige stelsel, maar dit was nie lank nie hier toe Lise meer bleek as waar die son haar gebrand het. En ons stap terug, maar ek en Chris het die toilet rol. Maar Chris is toe nog ook sy onsensitiewe buks gewees, so hy stap nou vooruit en ek en Chris is haastig, ons wil nou terugkom, maar Lise is krampe en sy lyk net nie goed nie. En op 'n stadium besluit Buks, nee, dis genoeg. Hy sit die toiletrol in die pad en hy trek 'n groot pyl nadat dat sy dit nou nie sal mis nie en ons stap vooruit. En Lise was baie opset, maar hy is eventually vergewe daarvoor. Maar sy het al erken, sy het dit ernstig heroorweeg na daai naweek of sy moet voortgaan met hierdie verhouding. Maar Chris is ook 'n ou wat baie sal fokus. Toe ek nou saam met hom gebly het, dan ons nou beurte gemaak vir aandete, as dit nou eksamens ook is. Maar ek sal nou 'n uur afvat om tussen 7 en 8 dan nou 'n goeie bord kos te maak. En Chris sal nou ook nooit gedwonge, maar die volgende aand dieselfde doen. Maar die aand as ek nou gespoed het of ek het by Tessa loop swat, dan as Chris nou op sy eie is en ek kom nou terug by die huis en sê nee, hy het nou maar net 'n ou broodjie geëet want hy wil nou nie, hy moet fokus, sy werk moet klaar kom, so hy het net 5 minute. Maar toe Chris nou uiteindelik hierdie ring koop vir Lise verlede jaar, toe kon Chris nie fokus nie. Hy kan nie geswat kry nie. Hy het weke nie seker 'n paar dae. Wat Chris sê, hy swat maar as hy omkry sy gedagtes ver, dan wil hy weer die ring uit. Hy kyk hom so in die lug en dan blink dit en hy was heel obsessief oor die ring geraak. En sy pa sê vir hom, nee man, maar waarvoor wag jy? Jy weet nou mos jy gaan trou en jy moet dit nou maar doen. En Chris besluit nee, maar hy wil dit nou romanties doen. Hy gaan dit nou iewers sal hy nou 'n mooi plek kry. Ek dink einde van die jaar was sy plan gewees nogal. O, sorry, water. Ek weet dit was iets romanties.
Maar een aand impulsiewe Chris weer eens besluit net nee, dis nou die regte tyd. Hy is sommer niks gedres nie, Lise swat daar by hom. Hy gaan pluk die ring uit die kamer uitkom terug. Dink was nie braaikamer of iewers wat hy net hierdie ring pop. En toe is hulle nou verloop. Maar toe vra Lise vir hom, het jy al vir my pa gevra? Chris besef nee, maar ons kan sommer nou gaan. Gelukkig het oom Marius ook die ja-woord gegee daar. En toe is dit dan ook nou goed gekeer. Maar ietsie, Marien Gerard, met die so voorsit langs die wil wat ek gemis het. Sy het hierdie jaar saam met Lise gebly tot syne getroud. Nou sy vertel vir my 'n interessante storie van Lise. Hulle, Pastor William het vir ons almal wat deur sy hande was, deur marriage preparation gevat. En na een boek wat hy nou baie voorgestel het, is The Act of Marriage. En julle kan nou aflei, dis nou die huweliksdaad as jy dit in Afrikaans vertaal. Nou Lise het blykbaar daai boek al van Januarie af, het sy hom gelees en Marie het eers in my maand getrou, sy sê, maar toe sy hom kry om toe Lise hom nou vir haar uiteindelik leen, is daai ding al so vol ore. En as jy die boek neersit, sal hy oopflap met sulke bladsye wat al plat gedruk is, soos die boek bestudeer is. So ek is seker Lise is nou ingelig. Maar ek dink sy is die regte om vir Bux en Toom te hou. So ek dink in opsomming is hulle 'n paartjie wat besonder lief is vir mekaar en hulle verstaan mekaar goed. Chris sal gou jammer sê. Hy sal aan 'n irrasionele ding dink en dan sal Lise net hom sê, my liefie, dit gaan nie werk nie. Dan sê hy, ja nee, dit is reg my liefie, ek stem saam, dit sal nie werk nie. So hulle verstaan mekaar goed en hulle weet hoe mekaar te hanteer. En God is ook sentraal in hulle verhouding en ek dink dis ook een van die redes hoekom hulle so goed by mekaar pas. En ons wens julle alle voorspoed toe, kom ons klink 'n glasie op die nuwe jaar. So nou vir die praatjie waarna ons almal uitgesien het. Die ene wat ek bly is ek hoef nie weer te maak nie. Chris, kan jy vir ons vorentoe kom? Hallo julle almal. Ek wil net vir julle sê dit is a dream come true. Dit is vir my amazing om julle almal hier te hê op hierdie perfekte venue, op hierdie perfekte dag en saam met Chris, dit is regtig amazing. Daar's 'n paar dankies wat ek graag wil sê. Eerstens vir ons ouers. Hulle het so baie in hierdie troue ingesit. Ek waardeer dit verskriklik baie en ek wil ook vir die oumas en oupas dankie sê dat julle hier is. Dit is vir ons regtig 'n voorreg om julle by ons te hê. En dan wil ek ook vir iemand, of twee baie spesiale mense dankie sê, is Tannie Elise en oom Flip. Hulle is my Durban ouers. Hulle het vir my en Chris so welkom laat voel in Durban. Hulle het hulle huis en hulle harte vir ons oopgemaak en dit is fantasties. Baie dankie dat julle hier is vanaand. Dan wil ek vir Almarie dankie sê. Almarie het my droomtroue laat waar word. En ek wil vir jou baie dankie sê vir die liefde waarmee jy ons ontvang het, en die ondersteuning en al die lekker gesels. Dit was regtig fantasties om hierdie dag saam met jou te reël. En dan al die personeel baie dankie vir julle moeite. Ek waardeer dit verskriklik baie. En dan Annika en Mia, waar is julle tweetjies? Julle het pragtig gelyk. Julle het regtig pragtig gelyk. En ek dink almal kan saamstem. Julle was 'n hoogtepunt van die dag geweest. Kom ons gee vir 'n hande klap julle. En dan wil ek vir 3 meisies baie dankie sê. Eerstens vir Tanya en Almien. Hulle het Tanya bly in Kimberley en Almien bly in Bethlehem en hulle het al die pad van daar af gery tot in Durban om vir my kitchen tea te hou en dit van daar af gereël. Hulle het afgekom van die naweek. Julle, dit was die beste kitchen tea ooit. Ons het verskriklik baie van gehad. En dit was 'n groot partytjie. Baie dankie dat julle dit vir my gedoen het en vir al die ondersteuning en liefde en bel en SMS en alles. En dan Tessa, ek kan jou nou nie sien nie, maar baie dankie. Julle Tessa het alles vandag by mekaar gehou. Al die tussenin goedjies waarna jy nie dink nie, het Tessa vir my gedoen. Baie dankie. En dat jy gister saam met my was en saam met ons was, dit is vir my baie spesiaal. En dan Tilly en Gerard. Ek wil vir julle baie dankie sê vir die musiek in die kerk. En op daai noot wil ek graag hê julle moet vir my vorentoe kom. Bring vir julle 'n stoeltjie. Kan iemand vir my ook 'n stoeltjie bring asseblief? Julle, my moed het my nou amper begewe om vanaand hierdie uitvoeringkie te lewer, maar
So skelm het ek en Gerard tussen Chris se spoede geoefen en ek het allerlei verskonings gemaak. Nee, ek en Tilly moet nou vir die kerk oefen en jy weet hoeveel keer kan jy dit nou oefen, maar so het ons dit nou bewerkstellig. En my moed het my regtig amper begewe, maar vandag toe ons daar voor Pastor William staan en hy sê dat daar's verskillende maniere wat mense vir mekaar lief is. En dit is regtig, ek gaan nie veel praat nie. Ek's baie lief vir jou en dit is hoe ek vir jou wys dat ek jou lief is. Net ter agtergrond, hierdie liedjie het ek geskryf toe ons 6 maande uitgegaan het. Chris het vergeet, dis ons anniversary. Net daai een keer. Hy het vinnig geleer om nie weer te vergeet nie. Maar anyway, nou baie trane en so het ek het vir hom gespeel en toe sê hy vir my, wanneer ons nou eendag trou, moet ek nou asseblief die liedjie vir hom speel op die troue. Baie selfversekerd het hy dit nogal ook gesê. So, here it goes.
moments back again. You're not mine to mend. Hey, you'll be here till the Mama Anna en Pa Marius, julle het ontvang soos 'n kind in julle huis. Baie dankie. Subscribe. Ja? Verskriklik dankie vir al die liefde en ondersteuning deur al die eksamens en deur hierdie 4 jaar. My maal is baie ver, so ons kwaliteit tyd 1 of 2 keer 'n jaar, maar julle is regtig soos julle eie kind ontvang in julle huis. En dan Male, ek het geen woorde nie, baie dankie vir alles. En jy sê laaste om nou te praat. Maar pa, julle is ongelooflik. Ek is baie lief vir julle en ek hoop is nog baie avonture saam met julle. Wat vir jou vrou, Bux? Beste vir laaste, G. Beste vir laaste. Dan Pastor William en Renai, ek wil net vir julle verskriklik dankie sê vir die ongelooflike woorde wat julle gebring het. Dit is vir ons 'n reuse eer dat julle ons kon in die huwelik bevestig. Baie dankie vir julle moed. Dan Rian, as ek reg is dit vandag. Dit is vandag 11 jaar getroud. Wie is Rian? Rian, baie dankie vir jou moeite. Sy vrou het hom afgestaan in ons is baie geëerd om hom hier te hê. Dan moet ek vir Charlie en Arina en vir Eddie dankie sê vir die mooi woorde wat julle gespreek het en yes, ja, wag voordat ek daar kom. Norman is Eddie, Krikkie, hey, weet jy hem? Baie dankie man, julle het my baie ongelooflik ondersteun, regtig. Die mees opgewonde wat ek was waarskynlik nog ooit, was toe ek 6 jaar oud was en ek het wakker geword en die rooi BMX het langs my bed gestaan, maar die Red River Snapper wat ons geskiet het in die Transkei was 'n groot oomblik. Ek weet nog was opgewonde, maar hierdie dis biljoen 1000 keer ongelooflik. Ek weet dit is net so ongelooflik gevoel. Ja, en Elise het nou gepraat oor hoe ek dinge 'n bietjie vooruit gehardloop het op 6 maande hoe ek gesê het sy moet hierdie liedjie sing op wanneer ons getroud is. Ek het ook vooruit gehardloop toe ons 9 maande uitgegaan het. Nee. Niks overshare hierdie. Op 9 maande was ons in Malawi gewees. Nee. Toe ons vir 9 maande uitgegaan het, was ons in Malawi op 'n elektief gewees en daar was eerste honeymoon. Nee, dis nie die eerste honeymoon. En daar was elke oggend dan ons op die strand gekom en dan nadat ons nog gewerk het, het ons bietjie langs die Malawi meer gaan bly. Elke oggend was daar 1000 kinders gewees om ons wat nee, nie my kinders nie. Wat goed ons wil verkoop en goeders en later het ek net gesê leave me alone, I want to spend time with my wife. En vandaag is ons die German couple wat op honeymoon was. Is ons gewees. Die kinders het geweet hulle moet ons uitlos. So ek het dinge 'n bietjie vooruit gehardloop, maar ek is dankbaar dat my droom het waar geword. Ek het 'n monster. Ja. Anyway. Ek na Malawi is daar 'n hele paar avonture gewees. Ons was saam in Zanzibar gewees, oral 2 keer in Transkei, oral in die Drakensberge op uitreike, in Sodwana saam geduik. Sy's regtig julle weet hoe goed sy my ondersteun en Lise is daar's soveel avonture gewees, maar ek weet dit is net die begin van dit alles. En baie dankie vir daai liedjie. Ek is stom geslaan oor hoe jy lyk en alles. Jy is ongelooflik pragtig vandag, maar dit het my nou heeltemal ek het nou nie meer woorde daarvoor nie. Verskriklik dankie. Verskriklik dankie vir almal van julle wat hier is vanaand. Baie dankie. Ek het heeltemal te lank gepraat. Lise is pragtig. En ek het gesê. Kan ek asseblief 'n heldering instel op my bruid, die asemrowendste ene. Ja, jy is ongelooflik. Julle kan asseblief staan en 'n glasie klink op Lise.
Baie dankie. Ons maak dit so oor toe. Here, daar is so baie dinge waarvan ons vanaand dankie sê. En dankie sê net vir 'n wonderlike dag. Die natuur daar buite, die voëls wat ons nou nog kan hoor. Here, daar is so baie dinge, maar my job is net om te sê dankie vir die kos. Ons sê dankie vir die kos, ons sê dankie vir die hande wat voorberei het. Ons vra Here dat U sal seën ons liggame en hierdie aand verder ook sal seën en vir elkeen van ons vanaand naby U sal wees. Amen. It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awfully nice. It's paradise. I love you guys. It's what I You guys are stunning and thank you very much. Thanks for inviting me. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise. It's what I love to see. My dear, it's 4-leaf clover time. From now on, my heart's working overtime. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care for me. Lately I've been thinking, what if I wasted so much time building castles in the sky. I need to watch them all fall down. Would it be all of our dreams around to and I can only be at the choir? Would it be worthwhile? No, if I could just understand this, and I could then try forgiveness. Know that I will each time I feel you'll be by my side in the end. We'll still be friends. Ain't it shocking how your sympathetic world amends at a time? You realize I'm not what I see inside. I go lately I've been thinking, what did you do wrong? And all the things you've taken, never meant to be gone. You didn't get from the love to freely haven't given. No fight to love them. Would it be all of your dreams so that it's suited to someone like me? I would watch you achieve. Wouldn't that make me so damn unhappy? On the level thinking back, I know if I could just understand this, I might then try forgiveness. Know that I will each time I feel you'll be by my side.
wish I could have your sympathetic world, a man's at a time. Yeah, I realize like what I see inside. I go out. No, if I could just fall fast asleep, it's
take months to wait.